vra om vanoggend jou verbeelding saam met my te gebruik. Kom ons sê jy's 'n nuwe gelowige. En jy het hierdie honger in jou om meer van God te leer, om Jesus te leer ken, om te ervaar in jou lewe, om geestelik te groei. Daar's 'n honger om Bybel te lees. En iemand sê vir jou, begin jou Bybel te lees by die Nuwe Testament. Die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus. En jy maak jouself gereed, jy's opgewonde, daar's 'n afwagting, jy het vir jou 'n koppie koffie gemaak, jy het 'n pen, jy het 'n notaboek, en met hierdie afwagting maak jy jou Bybel oop by die Nuwe Testament, en jy begin te lees. En hier is hoe Matteus 1, vers 1 begin, die Nuwe Testament. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron, Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon was die vader van Boas by Rahab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isaai, Isaai was die vader van die koning Dawid, Dawid was die vader van Salomo by die vrou Uria. Is julle nog met my? Dit stop nog nie. Vers 7. Salomo was die vader van Rehabeam, Rehabeam van Abia, Abia van Asa, Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Isia, Isia was die vader van Jotam, Jotam van Agas, Agas van Hiskia, Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amnon, Amnon van Josia, Josia was die vader van Joachim en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonië toe, en na die Babyloniese banningskap was dit so. Joachim was die vader van Sealtiel, Sealtiel van Serubabel, Serubabel was die vader van Abihud, Abihud van Eliakim en Jakin van Asor, Asor was die vader van Sadok en Sadok van Achim en Achim van Eliud. Water. Ons is nog nie klaar nie. Vers 15. Eliud was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jakob, Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese banningskap en 14 van die Babyloniese banningskap af tot by Christus. Ja. En jy maak jou Bybel toe en jy dink by jouself, wat het ek nou net beleef? Daar's 'n hedendaagse gelykenis van 'n man wat gewerk het as 'n douanebeampte op 'n grenspos. En gereeld was daar 'n persoon gewees wat met so 'n klein vragmotor en elke keer 'n ander vragmotor deur die grenspos gekom het. En hierdie douanebeampte se 6ste sintuig het vir hom gesê, maar hierdie man smokkel met iets. En elke keer in hierdie vragmotortjie het die man daar gestop en hy het so glimlag op sy gesig gehad wat sê ek is skuldig. Jy ken dalk daai glimlag as jy tieners in die huis het. En keer op keer het hierdie douanebeampte hierdie trokkie ondersoek en deurgesoek. Hulle het soms die man laat buite staan en hom deursoek. Maar hulle kon nooit, in alle jare kon hy nie dwalms kry by die man nie. Hy kon nie wapens, onwettige wapens kry of enigiets onwettig, hy het selfs gewonder of die man met mense handel. Hy kon niks by die man kry nie. Maar vir jare, gereeld met hierdie glimlag, is hy deur die grenspos. En na 20, 30 jaar van werk by die grenspos, tree hierdie douanebeampte uiteindelik af. En op sy laaste dag, raai wie dag op by die grenspos, die man met die glimlag in een van sy vragmotors.
Hy stop die man, hy sê vir hom, al die jare is jy deur die grenspos en ek kon niks by jou vind nie, maar ek weet, jy smokkel met iets. Hierdie is my laaste dag, en ek gaan aftree, en ek beloof jou, vertel my net asseblief, waarmee smokkel jy, want ek gaan nie my aftrede kan geniet en ontspan, as ek nie weet nie. En is toe dat hierdie man, met hierdie skuldige glimlag vir hom sê, ek smokkel met vragmotors. Al die jare was die antwoord reg voor hom, en hy kon dit nie sien nie. En wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees, Matteus 1, dis hoe die Nuwe Testament begin, vir die eerste lesers en die eerste hoorders, sou hulle presies kon sien wat God vir hulle wou wys deur hierdie 17 verse. Maar soms is jy en ek soos hierdie douanebeampte, en die vragmotor is reg voor ons, maar ons kan dit nie sien nie. Ons begin vanoggend hierdie preekreeks. Ek is so opgewonde oor hierdie preekreeks. Moenie die volgende 4 weke mis nie. Wat ons noem die kwartet. En ons gaan kyk na die 4 evangelies. Vanoggend Matteus, volgende week Markus en dan Lukas en Johannes. En die prentjie van 'n strykwartet het in my gedagtes gaan lê. Jy ken 'n strykwartet. Die 4 instrumente, elkeen met sy eie klank, wat saam hierdie wonderlike klank en harmonie vorm. En hierdie 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat amper soos hierdie 4 instrumente kom, en vir ons iets wil kom wys van Jesus. Die kwartet. Maar hoekom 4? Hoekom 4 evangelies? Deur die eeue was daar al skrywers en teoloë wat hierdie 4 evangelies in een stuk werk wou saamvat, met parallelle. Maar nou die vraag, hoekom 4? Want elkeen wil vir ons iets kom wys van Jesus. As jy dink aan Matteus, iets van die identiteit van Jesus by elke evangelie. Matteus wil vir ons kom wys, en hy stel vir ons Jesus voor, as die lang verwagte Messias. Markus wys vir ons Jesus as die dienende knegg. Lukas wys vir ons Jesus die verlosser van die wêreld, en dan kom Johannes met iets baie uniek, en hy kom wys vir ons Jesus, die ewige seun van God. Elkeen van hierdie evangelies het ook 'n ander gehoor vir wie hulle skryf. Matteus skryf veral vir Jode. 'n Sterk Joodse agtergrond, en ek gaan net nou iets meer oor dit sê. Dis Markus wat kom en hy skryf veral vir die Romeine. En dan sit Lukas wat skryf vir die Grieke, en Johannes kom weer eens en hy kom maak dit oop vir die ganse wêreld. Elkeen het 'n ander fokus van die identiteit van Jesus, 'n ander groep lesers, en dan kom elkeen van hierdie evangelies en kon fokus ook op iets uniek van Jesus. Baie ooreenkomste, maar daar's ook verskille en uniekheid. Matteus kom en hy kom fokus veral op die woorde van Jesus, wat Jesus gesê het. En daarom, hierdie word ook baie keer die lerende evangelie genoem. Daar's 5 groot, as jy nou in detail ingaan in die Matteus evangelie, is daar 5 groot leerblokke in die evangelie van Matteus. Onder andere, as ek dink aan Matteus 24:25, waar Jesus kom leer oor die eindtyd. As jy en ek wil weet oor die eindtyd, is ons eerste gryp nie na 'n boek wat gaan oor die eindtyd nie. Gaan na die helder uitsprake van Jesus Christus, begin by Matteus 24:25, 'n groot lerende stuk oor die eindgebeure. Dis in die Matteus evangelie waar daar 'n lering is oor kerk ook.
Ek weet nie of jy weet nie, maar die Matteus Evangelie is die enigste van die 4 evangelies wat die woord kerk gebruik. Die ander evangelies gebruik nie die woord. En daarin is daar 'n sterk kerkrede ook in die Matteus Evangelie. So Matteus kom en hy fokus op die woorde van Jesus. Markus kom en hy kom fokus op die dade van Jesus. Die dienende knegg. En daarom volgende week gaan ons ook vir mekaar sê, Markus is die evangelie met 'n vinnige pas, baie vinnig. En die woord dadelik kom die heeltyd voor in hierdie evangelie. Dadelik besig met die bediening van Jesus, die dade van Jesus. Lukas kom en hy kom wys vir ons weer die hart van Jesus, né? Die gevoel van Jesus. Hy lê baie klem op Jesus se deernis en hart vir mense wat ver van God af is. Ek wil nie nou vooruitspring nie, maar Lukas 15 is hy groot verhaal, hy groot gelykenisse oor die verlore muntstuk, die verlore seun, die verlore skaap, die hart van Jesus. En dan kom Johannes en hy kom wys vir ons weer maar wie Jesus is. En jy sal ook weet, daai groot uitsprake van Jesus, die ek is uitsprake waarop ons belewenstuin ook gebaseer is. Hoekom 4 evangelies? Dis die Nuwe Testamentikus Stefan Joubert hier in Suid-Afrika. As jy wil lees oor die Nuwe Testament, tel sy werk op, gaan luister na sy werk. Maar wanneer hy praat oor die 4 evangelies, dan is hy baie lief om die volgende stelling te maak. Hy verwys na die stad New York. En dan sê hy, New York word 2 keer vernoem. Nou, dis die stad en is binne die staat New York. En dan word daar geskryf, it's a city so great, you have to name it twice. En dan sê Stefan Joubert oor die evangelies, oor die storie van Jesus. It's a story so great, you have to tell it 4 times. En dis waar ons is. Nou vanoggend, soos ek gesê het, die Matteus Evangelie. En om te dink aan, wat wil hierdie evangelie vir ons sê? As ons dink aan die begin van hierdie evangelie, hoe hy begin. Dis asof hy vir ons al 4 evangelies wil opstel en vir ons sê, hier's iets wat Jesus vir jou en vir my wil sê. En daar's so baie wat ons kan uithaal, net uit hierdie eerste hoofstuk uit. En ek het nogal hierdie week, het ek gewonder, wat uit hierdie 28 hoofstukke van Matteus, wat is dit wat ons moet uitlig? En ek wil net stil staan met die eerste hoofstuk, en ek hoop, hierdie eerste hoofstuk gaan jou so honger maak om die res van hierdie evangelie te lees. Daar's 'n paar dinge wat Jesus vir ons wil sê, net uit hierdie eerste hoofstuk uit. Die eerste ding wat Jesus vir ons wil sê, is dit, dat ek hou my beloftes. Mag jy vanoggend dit hoor? Dat Jesus ook vir jou vanoggend sê, in jou leefwêreld, en wanneer ek so oor ons kyk, dan besef ek, hier's van ons wat deur baie uitdagende goed gaan op hierdie oomblik. Hier's van ons wie se families deur uitdagende goed gaan. Mag jy vanoggend hoor dat Jesus vir jou sê, in jou omstandighede, ek hou my beloftes. Kom ons gaan terug na die begin van hierdie evangelie, die woorde waarmee hierdie evangelie begin. Nou, kan jy onthou, hoeveel tyd verloop tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Hoeveel tyd verloop tussen die laaste boek, Maleagi in die Ou Testament, en die eerste boek in die Nuwe Testament? Nou in my Bybel, ek weet nie hoe jou Bybel lyk nie, maar in my Bybel is dit 1 bladsy. 1 skoon bladsy. En daai 1 skoon bladsy verteenwoordig 400 jaar. 400 jaar wat genoem word die stil tydperk, die stil periode. Hoekom die stil periode? Dit gevoel asof God stil is. God sê nie 'n woord nie, vir 400 jaar. Die konings is stil, die profete is stil, die stil periode. En nou word hierdie stilte, hierdie 400 jaar se stilte verbreek met die volgende woorde. Matteus 1 vers 1.
die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dink mooi hoe die evangelie nie begin nie. Die evangelie begin nie met eendag, lang gelede nie. Die evangelie begin ook nie met in 'n stad of in 'n land ver hiervandaan. Dis nie hoe die evangelie begin nie. Dis hoe sprokies begin. Dit is hoe fabels begin. En die evangelie is nie 'n sprokie nie, is nie 'n fabel nie. Dis nie 'n goeie bedtydstorie nie. Dis nie eers goeie raad nie. Die evangelie, wat beteken evangelie? Evangelie beteken goeie nuus. Dis die goeie nuus van Jesus Christus. Nou hoekom sê ons dis goeie nuus? Nou hier wil ek jou vat gou vir 'n Griekse les. Ek weet nie of jy van julle is wat Grieks kan lees nie. Ek het so ruk lank op universiteit Grieks gehad en ek sal dit moet afstof, maar kom ons probeer. Kom ons wys op die skerm, die Grieks les. Ek weet nie of jy daar kan lees nie, maar dis hoe in Grieks, hoe hierdie vers begin. Kom ons kyk net na die eerste twee woorde, Biblos, en dan die tweede woord gaan vir jou bekend klink, Genesis. Biblos, wat beteken Biblos? Dis boek. So hierdie eerste vers begin met hierdie woorde, die boek van die Genesis, die daai woord erken, van Jesus Christus. Ek wil vir 'n oomblik stil staan met daai woord Genesis. Sien wat in Matteus 1 vers 1, in die begin van die Nuwe Testament, word jy en ek bewus gemaak, dat hier is iets nuut. Hier is iets nuut wat aanbreek. Dis 'n Genesis, dis 'n nuwe skepping, dis 'n nuwe dag in Jesus Christus. En dan dadelik koppel hy Jesus Christus met twee ander name, met die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dis so 'n bietjie geskiedenisles hierdie, kerkgeskiedenis, teologie. Hoekom seun van Dawid, seun van Abraham? Kan jy onthou die belofte in die Ou Testament wat gemaak was oor die nageslag van Dawid? Dat daar gaan 'n koningskap kom uit Dawid wat vir ewig sal wees, 'n ewige koningskap. Die belofte aan Abraham dat in jou gaan alle mense geseën wees. En dadelik in die begin van hierdie Nuwe Testament hoor ons hierdie twee name. Met ander woorde, dis Jesus Christus. Dis Jesus Christus wat gebore word. Dis 'n nuwe dag, is 'n nuwe era wat vir ons aanbreek. En hierdie nuwe era, Abraham, is vir alle mense. Hierdie nuwe era is 'n koningskap wat vir ewig gaan bly staan. Dis goeie nuus. Dis nie net 'n goeie storie nie. En dan wanneer jy deur Matteus werk, dan kom jy agter en daar's 'n sterk teorie wat ook vir ons en dis nie genoeg tyd vanoggend om dit te verduidelik nie, maar dat die hele Matteus Evangelie is amper 'n opsomming van die hele Ou Testament. Dat die Matteus Evangelie kom en dis 'n vervulling in Jesus Christus. Die 39 boeke van die Ou Testament vind vervulling in Jesus Christus. Markus Evangelie, en ek gaan volgende week weer sê, gebruik baie die woord dadelik. Maar daar's 'n woord in die Matteus Evangelie wat keer op keer herhaal word. En dis die woord vervul of vervulling. En keer op keer, dis die een evangelie wat die Ou Testament die meeste aanhaal. Die meeste. Daar's meer as 120 geleenthede waar daar indirekte verwysings is na die Ou Testament. Daar's iets soos 29 geleenthede waar die Ou Testament direk aangehaal word in die Matteus Evangelie en waar hy vir ons sê, hier's vervulling in Jesus Christus, vervulling in Christus. Dat elke belofte in die Ou Testament vind vervulling en word beliggaam in Jesus Christus. Jesus wil vir ons sê, jy kan my vertrou. My beloftes kan jy vertrou. As jy dink aan die wet van Moses, die 10 gebooie. Die Nuwe Testament kom nie in Jesus en sê, ek trek nou 'n streep deur die 10 gebooie nie. Hy sê, ek sien vervulling hiervan.
As jy dink aan die 10 gebooie, die wet van Moses, nou skielik, hier in die Matteus Evangelie en die res van die evangelies, kom Jesus, en hier's 2 groot woorde, hy kom radikaliseer die wet. Hy kom trek nie 'n streep nie, hy sê nee, my standaard is baie hoër. Maar as die tweede ding wat hy kom doen, hy kom internaliseer ook die wet. Met ander woorde, dis nie meer net iets wat geskryf word op klippe en op bladsye nie. Dis wat geskryf word in jou en my hart. Dis wat Jesus vir ons kom wys. As ek dink aan die feeste, as ek dink aan Sabbat en Joodse feeste, en ek dink aan ons dag en tyd, is daar soveel mense wat wil teruggaan na Joodse feeste. As jy wil teruggaan na Joodse feeste, mis jy dit. Want is Jesus Christus wat nie net kom en hierdie feeste kom opgradeer nie. Jesus Christus kom en hy kom word daai fees. Hy kom word die Sabbat vir ons. In kort, Jesus kom en hy sê heel eerstens, deur hierdie begin van hierdie evangelie, ek kan vertrou word. Dat my beloftes kan vertrou word. En ek wil weer eens vir jou vra vanoggend. Is daar 'n belofte wat God oor jou lewe gegee het? En dalk het daar al tyd verloop. Dalk het die lewe al aan jou kom slaan en kom stamp. En jy het begin wonder, Here, wat van hierdie belofte? Mag jy vanoggend hoor, deur hierdie kwartet, dat Jesus sê vir jou, jy kan my beloftes vertrou. Maar as 'n tweede ding wat Jesus vir ons kom wys deur hierdie, net deur die eerste 17 verse. Die tweede ding is dit, dat almal is welkom in my familie. Matteus doen 'n baie interessante ding. Hy het die groot taak om vir jou en my te kom voorstel aan Jesus Christus. En hoe doen hy dit? Hy kom doen dit met 'n amper soos 'n familiefoto van Jesus se familie. Die geslagsregister. Nou geslagsregister is vir ons is nie baie bekend met geslagsregisters nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink hier's Alida, nou moet ek mooi dink hoe lank is ons nou getroud? 28 jaar. 28 jaar terug toe ek Alida se familie, my vrou se familie ontmoet, haar oupa ontmoet. En dalk het jy dit beleef toe jy jou geliefde ontmoet het. Die eerste vraag wat oupa Willie aan my gevra het is, van watter van Skalkwyk is jy? Met ander woorde, wie is jou familie? Ons ken nie meer geslagsregisters nie. Weet, 'n geslagsregister in die eerste eeu was amper soos 'n CV gewees. Ons ken CV's. So vandag as iemand aansoek doen vir werk, dan kyk jy wat is sy of haar werksondervinding, is daar enige verwysings, waar het hulle studeer, wat het hulle studeer, en daar kontak jy een of twee van daai verwysings. Nou as jy jou CV wil dokter, en jy het dalk 'n seisoen gehad by 'n plek waar dit nie so goed gegaan het nie, dan skryf nie daai in jou CV nie. Ek wil nou nie vir jou verkeerde raad gevolg het nie, maar dalk het jy dit al gedoen. Of as daar verwysings is en jy wil nie hê mense moet hierdie persoon bel of vra oor jou nie, dan sit jy nie daai persoon in as 'n verwysing nie. Maar in die eerste eeu het jy nie gevra waar werk jy of waar het jy geswat nie. Jy het 'n ander vraag gevra. Jy het gevra, wie is jou familie? Wie is jou pa? Wie is jou oupa? Wie is jou oupa se oupa? En as jy familie het, waarvan jy nie wou praat nie, en ek seker van elkeen van ons het so 'n familielid, ek het al die vraag gevra, dink gou aan daai familielid, kan jy nou dink aan daai familielid? Elke familie ten minste een so 'n persoon. Onthou, as jy nie nou kan dink aan ten minste een persoon in jou familie wat weird is nie, wat jy nie oor wil praat, is jy dalk daai persoon in jou familie, hè? Maar daai familie wat jy stil oor wil bly, jy vertel nie stories by die braai oor hierdie persoon nie, jy wil nie uitbrei oor daai kant van die familie, en dalk is dit jou skoonfamilie, ek weet nie wie dit vir jou is nie, so jy het dit nie ingesluit by jou geslagsregister nie. Matteus doen iets snaaks, iets ongehoords. Hy kom sit al daai mense in Jesus se geslagsregister.
daai mense wat jy eerder nie wou noem nie, kom skryf in. As jy, ons gaan dit nie ignoreer nie. En dan doen hy iets ongehoord, iets wat nooit gebeur het in die eerste eeu nie. Ek weet nie of jy dit raak gelees het toe ek net nou deur die geslagsregister gegaan het. Hy sluit vroue in. Dit was nie gedoen nie. Hy sluit vroue in en hy noem 4 vroue se name in die geslagsregister. Eintlik as jy nou almal gaan tel, is al 5 vroue, want hy noem teen die einde ook Maria. So hy noem 5 vroue se name wat ongehoord was. En dan doen hy nog iets skokkend. Van die vroue in Jesus se geslagsregister was nie almal Jode gewees nie. En dan is daar nog 'n derde skok. Van hierdie vroue, daar was 'n vraagteken agter hulle karakter en hulle lewenstyl. Onthou jy die naam wat ons nou nog gelees het? Kom ek noem die name. Hy noem Rut. Rut was 'n Moabiet, sy was nie 'n Jood nie. Hy noem Tamar. Ek dink is Genesis 38 waar jy van Tamar kan lees. Tamar se storie is skokkend. In kort, Tamar, sy trek haar aan soos 'n prostituut. Sy maak asof sy 'n prostituut is, sy slaap met haar skoonpa en verwek 'n kind by haar skoonpa. Dis haar storie in Jesus se geslagsregister. Hy noem Rahab. Kan jy Rahab se storie onthou? Sy was ook 'n sekswerker. En dan noem hy nog 'n vrou, hy noem nie eens haar naam nie, hy sê, dis Uria se vrou, ons weet, dis Batseba. Jy ken Batseba se storie? Batseba wat die dag op die dak was van haar woning, besig om te bad, Dawid, die koning, sien haar, laat haar kom, hy slaap saam met haar, verwek ook 'n kind, sy raak swanger, hy probeer dit wegsteek, hy reël dat haar man vermoor word, dis 'n vrou wat seer beleef het. 'n Vrou wat misbruik is. En hulle word ingeskryf in die geslagsregister. Wat wil Jesus vir ons kom sê? Hy wil vir ons kom sê, almal is welkom in my familie. Onthou, daar's 'n Genesis, daar's 'n nuwe dag wat aanbreek in Christus Jesus. Jy kan verlossing kry, jy kan vergifnis kry, jy kan 'n nuwe begin kry. En hy skryf hierdie vroue in. As ek dink aan Tamar, dan dink ek, en dis een van die voorbeelde, dan dink ek, as jy vir haar moes vra, in haar dag en tyd, maar Tamar, wat se goed dink jy kan uit jou storie uitkom? Sy gesê, ek skaam. Dis 'n skande, ek wil nie hieroor praat nie. Maar Tamar kry 'n seun. Wat 'n seun het? Wat 'n seun het, wat 'n seun het, wat 'n seun het. En uiteindelik word Jesus Christus gebore uit hierdie familie uit. Jesus Christus wat kom sterf, Jesus Christus wat kom opstaan uit die dood, en Jesus Christus wat sê, daar's nuwe lewe en vergifnis, vrymaking en genesing in my, daar kan 'n Genesis in jou lewe aanbreek. Ons leef in 'n dag en tyd waar dit ongehoord is. Ons leef in 'n dag en tyd waar, as daar skande is, dan wil ons onsself dadelik distansieer van skande. Het jy al agtergekom? En dit is vir my soms skokkend om te sien. Hoe iemand 'n verkeerde besluit maak en dadelik, kom ons sê dit is 'n skrywer. Dadelik word sy boeke verwyder van die rakke af, want ons as uitgewers wil nie assosieer met hierdie man wat hierdie fout gemaak het nie. Dadelik word die persoon verwyder uit 'n vriendekring uit 'n familie uit. 'n Persoon is nie meer welkom in groepe nie meer welkom eers by gemeentes nie. Ons wil self distansieer van skande en van seer en van al die lelike goed wat in die lewe gebeur. Dis die kultuur waarin ons leef. Ons leef in 'n kultuur waar mense gekanselleer word. Mense wat foute maak, gekanselleer word. Maar dis nie die koninkryk van God nie. In die koninkryk van God word mense nie gekanselleer nie. Waar Jesus sê, daar's 'n Genesis, daar's 'n handbreek van 'n nuwe seisoen, daar kan vrymaking wees.
Jy's welkom in my familie. Ek identifiseer, sê Jesus, met sondaars. Ek identifiseer selfs met mense teen wie daar gesondig is. En as jy jou lewe vir my oorgee, kan jy vergifnis beleef en 'n nuwe begin in jou lewe ervaar. Ek hou van hoe Martin Luther dit stel. Martin Luther stel dit so duidelik. Hy sê, "Oh, Christ is the kind of person who is not ashamed of sinners. In fact, he even puts them in his family tree." Dit was 'n laaste gedagte. 'n derde ding wat Jesus vir ons kom sê in die Matteus Evangelie, maar ook in die begin van hierdie evangelie. Ek is altyd by jou. Altyd. Daar's nie 'n dag wat jy sonder my hoef te leef nie. Ek's altyd met jou. Daar's 'n hedendaagse storie wat my hierdie week net weer herinner het. Dat ek en jy nooit alleen is nie. Die akteur Ryan Reynolds. Hy vertel, ons 'n onderhoud met hom, hy vertel van hoe hy as tiener beleef het, die krag wat hy beleef het, om nie alleen te wees nie. Hy sê, as 12-jarige, 13-jarige, het hy deur 'n stadium gegaan, hy wou graag 'n oorring in sy oor laat skiet. En die middag, toe gaan hy ook, en hy doen dit, hy skiet 'n oorring in, en ek weet nie of jy as tiener ook deur daai stadium gegaan het nie. En Ryan Reynolds het 3 broers, hy sê, en sy broers loop hom raak die middag, en hulle sien hierdie oorring in sy oor. En hulle sê vir hom, "Pa," en dis hulle direkte woorde, "Pa gaan jou doodmaak, as hy jou vanaand sien, met hierdie ding in jou oor." Ryan het daai middag geleef in vrees. Die aand sit hulle om die eettafel, en in die onderhoud sê hy kon voel, hy kon voel hoe die sweet van sy voorkop afloop, sy gesig het gegloei, die vrees van sy pa se reaksie. En aan die tafel het hy die hele tyd afgekyk, hy wou nie eers sy pa in die oë kyk, hy het afgekyk en hy het verskriklik skaam gevoel oor wat hy gedoen het. Nou natuurlik dink 'n mens, hoekom haal jy dit net uit nie? En hy sê, hy kyk nie na sy pa nie, maar hy hoor hoe sy pa mompel, vloekwoorde mompel. En hy sê, hy kyk op, en toe hy sy pa kyk, toe sien hy sy pa kyk nie na hom nie. Sy pa kyk na sy 3 broers. En toe hy na sy 3 broers kyk, toe sien hy, al 3 van hulle het die middag gegaan en ook oorringe gaan inskiet. Dink gou vir 'n oomblik oor dit. Ryan raak nou nog as 'n volwassene emosioneel, as hy oor daai ete vertel. In daai oomblikke, sê hy, het hy gevoel, ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie. Ek wonder of jy van ons wat op 'n plek is waar jy voel jy is alleen. Die evangelies kom sê vir ons, Jesus sê vir ons, vir jou, jy is nie alleen nie. Ek is by jou. Ek is by jou. Dis na hierdie geslagsregister in Matteus, waar ons lees oor die geboorte van Jesus. En in die begin van Matteus Evangelie, dan word daar vir ons gesê wat sy naam is Immanuel. God met ons. Jy is nie alleen nie. Dis die belofte wat die meeste herhaal word in die Bybel. God wat sê, ek's met jou, ek's met jou, ek's met jou. En dan begin Jesus se bediening in die Matteus Evangelie in Galilea. En as jy nou blaai na die heel einde, die laaste bladsy van hierdie evangelie, 28 hoofstukke, dan eindig hierdie evangelie waar die evangelie begin, in Galilea. En as Jesus se heel laaste woorde, in die Afrikaanse vertaling, die heel laaste sin in die Matteus Evangelie is dit. Jesus wat sê, Immanuel wat vir jou en my sê, en onthou, want ons vergeet dit soms, onthou, ek is by julle
al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ek is altyd by jou. Hier is 'n uitnodiging vir oggend. Ek weet nie op watter van hierdie 3 stellings het jy nodig om te reageer nie. Het jy dalk nodig om vandag te hoor nie? Jesus wat vir jou sê, ek hou my beloftes. Of is dit Jesus wat vir jou sê, enige een kan deel wees van my familie. En vandag is dalk jou dag waar jy sê, Here, ek het 'n behoefte om deel te wees van die familie. Ek wil my lewe oorgee aan U. Of Jesus wat vandag vir jou sê, ek's altyd by jou. Jy's nie alleen nie. Kan ek jou vra om vanoggend saam met my te staan en dat ons saam sal bid? Kom ons staan, dankie. Terwyl ons staan, wil ek jou nooi om jou oë te sluit in hierdie oomblikke en te dink aan hierdie 3 stellings. Dis die woorde van Jesus. Jesus wat vir jou sê, ek hou my beloftes. Jy kan deel wees van my familie. Jesus wat vir jou sê, ek is altyd by jou. Here, baie dankie. Dankie vir die goeie nuus. Hierdie 4 evangelies. Dankie Here dat U vandag ook met ons praat en ons wil reageer. Here, mag hierdie waarhede in ons hart gaan lê, waar U vir ons sê vandag, ek hou my beloftes. Waar U vandag vir ons ook uitnodiging gee en sê, jy kan deel wees van my familie, jy is so welkom, daar's vergifnis, daar's 'n nuwe begin vir jou, moontlik. Here, mag ons ook vandag beleef dat U is met ons. Ons is nie alleen nie. Ons loof U vanoggend daarvoor en ons dank U vanoggend daarvoor. In Jesus naam. Amen.